Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort met ons studie Ja, om hemel en aarde te verenig. En vandag se onderwerp is om in Christus te leef. Kom ons bid. Hemelse Vader, soos ons hierdie nuwe onderwerp aanvat, Here, ons vra dat U ons sal help om werklik te sien hoe ons dit prakties kan maak om elke liewe dag U in ons lewens te hê, Here, dat U in ons lewens is en dat ons in U sal leef. Wees met ons vandag, ons vra vir U Heilige Gees en Here, dat hierdie studie ons harte sal raak. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen. So ons kernteks is in Kolossense 3 en vers 14. Kan jy dit vir ons lees asseblief? Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. So wat is liefde? 'n Band. Wat doen 'n band? Dit hou by mekaar. Dus is tou, né? Wat is 'n teksvers laat dit jou aan dink as jy praat van toue? 'n 3-dubbele band. Daai in Spreuke. Sjoe, wat is hy? Sy verwysing. Is dit nie 'n prediker nie? Ag, dis wat ek bedoel. Ek kan my Afrikaans en Engels te mekaar. Prediker, is reg. So dit was ons teksvers op ons troue gewees, Ja. né? 'n 3-dubbele Want op tou. word nie gou Word verbreek nie gou verbreek nie. En dit is waar dit inkom, is dat ons gaan nou vandag sien in vandag se studie, hoe om in Christus te leef. Maar om dit te kan verstaan en hoe om dit te doen, moet ons kyk wie Christus is en ons moet sien hoe hierdie hele proses by mekaar kom. So, Richard, is dit vir jou lekker as ek bestuur en jy het nie 'n rede om nie te bestuur nie, maar ek is saam met jou in die kar en ek sien iemand bestuur? Is dit my lekker as jy bestuur? Ja, soos dan geniet jy dit om nie beheer te hê oor jou eie voertuig? Nee. Is dit 'n trick question? Nee, maar soos geniet jy dit? Is dit vir jou 'n rustige rit? Dit is nooit vir my 'n rustige rit as enigiemand anders het bestuur nie. En hoekom? Want ek weet hoe ek dinge doen, maar ek weet nie hoe ander mense hoe hulle die dinge doen nie. So as ek kyk na mense normaal as hulle bestuur, jy het my nou gevra, dan gaan ek jou antwoord. As ek kyk na mense wat hulle normaalweg bestuur, dan kyk ek soos in, die persoon is nie nou besig om te fokus nie. Ek kan dit soms sien, en dan pla dit my. So normaal as ek saam met ander mense ry, kyk ek nie eers na die persoon wat bestuur nie, want dit stres my net uit. Is dit omdat jy nie in beheer is nie? Dis ek 'n deel daarvan, maar Ja, ek dink vir my hierdie kern van nie in beheer voel is iets wat ons op 'n manier aan gewoond moet raak. Want Christus wil hê hy moet in beheer wees van ons lewens. En ons hou daarvan om beheer te hê van ons lewens, van ons besluite. Dinge soos hoe ons dit wil doen. Maar om werklik in Christus te leef, moet ons beheer oorgee aan hom. Die stuurwiel moet in sy hande wees. ek stem 100% saam met jou. Maar So, dis amper soos wanneer ons in die Bybel lees van geloof en ons lees van werke. Dan baie keer sal mense sê, geloof, en ander mense sal sê, werke. Of hulle sal werke die main fokuspunt maak en dan geloof is onderdanig, of dit is deel daarvan, maar dit is nie so groot nie. En dan die ander groep sal weer dieselfde doen met geloof en werke. So ek stem 100% saam dat ons moet ons wil oorgee aan Christus. Maar ons het nog steeds 'n wil. ons het. En Ons moet keuses- die beheer oorgee aan Christus, maar ons het nog steeds beheer. So luister Ja. wat ek gesê. So ek moet nog steeds keuses maak. Wat beteken is ek is in beheer van my lewe. Okay, nakkies, soos te stel. So om die regte keuses te maak, moet ek eers my wil oorgee. Moet ek eers die leiband, die stuurwiel, dit wat my lewe in 'n rigting laat ingaan, ek moet dit oorgee aan God, sodat hy dit vir my kan bestuur, as jy dit so kan stel. Maar hy gee dit terug vir my. Ja. Dis amper soos byvoorbeeld Jesus wat sê, jy gaan jou lewe moet neerlê. Verstaan jy? Maar God gee vir ons die ewige lewe. Verstaan jy? So die tydige lewe miskien gaan ons met leer, hè, maar hy gee vir ons die ewige lewe. Maar tog gee vir ons die tydelike lewe ook. Verstaan jy? So dit is soos ons gee, maar hy gee terug. Ja. En dit is al deel van wat liefde is dat
Ons gee, hy gee terug, ons is hele daai, want jy wil graag. Hy verder dit van ons nie, ons gee dit. Maar dan gee dit vir ons terug, maar wanneer hy dit vir ons teruggee, is dit met 'n struktuur van, wat gebaseer is op sy karakter, op wie hy is. Verstaan jy? En dan is ek werklik 'n beheer, want baie mense dink hulle is 'n beheer van hulle lewe, maar hulle is nie werklik nie, hulle is eintlik iemand anders in beheer. Die vyand is in beheer. Ja. Hulle omstandighede is in beheer. Ander mense is in beheer. Hulle dink hulle is in beheer, maar hulle is nie werklik nie. So, wanneer jy werklik voel dat dis miskien so chaoties en jy weet nie wat om te doen nie, miskien is dit tyd dat jy alles moet oorgee aan die Here. Dat hy dit vir jou kan regstel en dat vir jou kan teruggee, sodat jy werklik 'n lewe kan leef van vryheid, oorvloed. Ja, kyk, ek dink soos want die Here wil hê dat ons nie soos 'n puppet beheer word nie. Dis glad nie wat ek bedoel nie. Ja. Maar baie keer wil ons skop teen die riglyne wat die Here vir ons gegee, die struktuur. En as ons daardie beheer in daardie sin oorgee, dat hy die besluite van struktuur vir ons, dat ons dit net sal aanneem, hom vertrou, dat dit wat hy vir ons uiteengesit het, werklik vir ons beswil is. Jy weet, Ek stem saam met jou, maar dit is om weer terug te kom. Hy maak nie die besluit vir my. Nee, hy doen Jy hoor wat ek sê? Ja, nee, absoluut. So ek neem die keuse, of ek maak die besluit, om vir hom te vra, om in my lewe te kom. En te sê, luister hierso, hy gaan vir my wys, wat se pad om te loop. Hy gaan vir my wys, wat is die beter manier. En dan maak ek nog steeds die keuse om daai pad te loop. Verstaan jy? So dit is is absoluut 'n samewerking, 'n sinergie. Dis nie van, want soos ek sê, ons moet baie pas op dat ons nie aan die een kant toe val en dan aan die ander kant toe val. Ja. Ons is nie robotte nie. Daardie ja. keuse wat die Here vir ons gee, wat ek bedoel by beheer, net om myself nou hier seker duidelik te maak, is dat ons in die Here se wil moet wees. Want as ons eie keuses maak in daardie sin, dan is ons buite die Here se wil en is ons beheer deur die vyand, soos jy vroeër gesê het. Maar as ons toelaat dat, kyk, ek dink ook, as ons kyk na wat doen Satan as iemand deur 'n gees, 'n vyandige gees ingeneem word, possessed, dis nou die woord wat ek soek. Wat doen Satan of die trawante met daardie persoon? Vernietig sy lewe. Maar ons moet ook possessed wees in daai sin deur die Heilige Gees. So eerder sê even possessed nie, maar gevul. Gevul, dit is 'n baie mooier woord. Maar om die verskil, dat die feit van die saak bly dat 'n gees kan ons invul en ons kan kies wie. So dit is baie interessant. So jy gee nou so 'n mooi voorbeeld tussen Satan, hoe hy dinge doen, en Jesus en hoe hy dinge doen. So, iemand wat totaal besete is met 'n demoon, né? Is daai persoon beheer? Nee. Totaal en al nie. Nee. Verstaan jy? Alles wat hy doen, dit is chaos. Nee, so ons sien dit baie, ons sien voorbeelde in die Bybel, ons sien voorbeelde vandag ook, né? So, wanneer ons kyk na iemand wat gevul is met die Heilige Gees, neem die Heilige Gees oor en doen alles vir die persoon? Nee. Nee. So wat die persoon, dit is soos, hy doen nie dit vir jou nie, maar jy het die keuse. Ja, maar dis die hele punt. Dit is die verskil tussen hoe God dit doen, Ja. hoe die vyand dit doen. Die vyand neem totaal oor, Ja. en dis asof jy nie meer keuse het nie. Ja. Wat God doen is, hy vul jou. En dis asof hy die hele dag is saam met jou, en hy sê vir jou, hierdie is nie 'n goeie idee nie. En dit is die rede hoekom dit 'n goeie idee is. En baie keer kry ons nie altyd die dadelike redes, en ons vertrou hom, omdat hy nog altyd vir ons die redes gegee. En dis deel van hoekom ons die Bybel bestudeer, want dit is hoe die Here vir ons lei. Maar dit is die verskil tussen wanneer ons gevul is met God, en wanneer ons besete is met die vyand. So, dit is ongelooflik om te sien die verskil tussen die twee. Ja. Kom ons lees sommer weer dan, ek sal 'n prediker hierso. Kolossense 3 verse 1 tot 4. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe. Dis daardie beheer wat ons oorgegee het, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.
Wanneer Christus wat ons lewe is, daar gee dit weer vir ons terug, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dis nou dan weer die ewige lewe. Dit daai hele prentjie van wat die Here vir ons gee. As ons selfsug tot sterwe lê, dan kan ons saam met hom 'n nuwe lewe opstaan en dan het ons weer daardie vryheid, selfs die ewige lewe. Sure. So as ons 'n bietjie terugkyk na, as ons gaan na Kolossense hoofstuk 2 toe, dan sien ons ook dat Paulus waarsku teen menslike filosofie en om nie wetties te wees nie. En die selfgemaakte godsdienst. Mense wat, ek wil amper sê, dit kom op tradisies neer en op gewoontes wat nog altyd gedoen is. Amper soos jy weet die voorbeeld van die dogtertjie wat vra vir die ma, hoekom smeer sy die pan, weet kloksgewys. Jy weet, en sy sê, want ouma nog altyd dit so gedoen. Vra sy vir ouma en ouma sê, sy kan nie nou nie, sy weet nie hoekom, maar jy weet ek sê, dit baie keer begin tradisies of gewoontes so, en jy doen het maar net, want almal doen dit nog altyd so. En dit is half daai menslike, en dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar die punt is dat wanneer God se struktuur vervang word deur dinge soos dit, dan is dit problematies. So Paulus sien in hoofstuk 2 waarsku teen hierdie tipe van goed, maar nou draai na die positiewe kant toe. En hy sê dat as ons dan saam met Christus opgewek is, lewe dan soos mense wat saam met Christus opgewek is. So, hoe lewe ons? Dis nou die vraag, hoe lewe ons soos mense wat saam met Christus opgewek is? En waar is ons gedagtes? Waar is ons denkwyse van, is dit net die tydelike? Of is dit die ewigheid? Ek wil vandag net vers 3 weer lees. Juist. En hy sê so, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So, want heel eerste, toe hy sê, in vers 1 wat sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, opgewek het wat? In die dood. So, vers 3 wys vir ons, want julle het gesterwe. So, ons het gesterwe, en as ons opgewek in Christus, en as gevolg daarvan, nou kan ek leef, soos mense wat opgewek is in Christus. Maar wat beteken dit om opgewek te wees in Christus? Okay, sê vir ons. Nee, maar ek vra jou. Soos as ek nou vir jou moet vra, soos in wat beteken dit om opgewek te wees? As ons na voorbeeld kyk in die Bybel, wie is opgewek uit die dood uit? Lazarus, Moses. Okay, so kom ons kyk na Lazarus, né? Lazarus was dood, né? Hoe het hy weer lewendig geword? Deur God se krag. Okay. God het hom geroep. God het 'n woord gespreek. So Jesus het gesê, Lazarus, kom uit. As ons kyk na die skepping, God het 'n woord gespreek. Nee? Dit is my ongelooflik. Ek wil nou nie in hierdie rigting gaan nie, maar gaan ons hierdie hele tyd dit daaroor praat, want dit is een van my gunsteling onderwerpe onder die son, is die skepping. Want God spreek 'n woord en materie is gehoorsaam. Alles wat bestaan, luister. Want dit is asof minerale en atome en alles wat jy kan dink, herken die skepper se stem. Ja. Verstaan jy? En sodra die skepper praat, is daar aksie en reaksie en alles wat jy kan dit gaan my verstand te boven, want dit is ongelooflik, né? So, en ons gaan dit eendag sien. Ons gaan letterlik met ons eie oë sien. Wanneer God spreek en ons gaan sien hoe dinge net gebeur, is ongelooflik. Maar die hele punt is, dit is die heel eerste voorbeeld in die Bybel wat ek kan sien, waar God spreek en daar's krag, en daar gebeur het. Ja. Ons sien in Lazarus, Jesus, die skepper, ons sien in Johannes 1, hy spreek en dit gebeur. Nee. So, hoe kom ons in hierdie lewe? En ons gaan later verder hier inkom oor die hele punt van hoe ons gaan lewe in Christus. Maar die hele punt is dat God spreek en dit gebeur. So vir my is die antwoord, hoe kan ek lewe of hierdie lewe ontvang van Christus of opgewek word uit die doodheid, nee, die sonnige lewe neerlê, is God moet spreek. Deur sy woord spreek hy, die Bybel. Dit is so, maar die hele punt wat ek wil maak is ons sien in die skepping, hy spreek, en ons sien met die opgewektheid, hy spreek, so wat noem mens dit eintlik? Dis waar die herskepping inkom.
So dit is daai herskepping, maar God spreek. En soos dit jy sê, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord was by God, Die woord is God. Nee, En die woord het vlees geword, dis Jesus. ja. So dit is die woord, God spreek. En besef ons, wat 'n absolute voorreg ons het, om hierdie in ons besit te hê. Om die woorde wat God vir ons gespreek het, wat in ons besit is, duisende mense het hulle lewe gegee, Ja. wat net 'n stukkie van hierdie gehad het. En nou het ons alles. En dit lê daar op die kas, en dit verskader stof. En ons dink nie veel daarvan nie. Ons besef nie wat ons het nie. Ja. En die Here wil dit gebruik om ons lewe te verander, ons familie se lewe te verander, die mense om ons se lewe te verander, Die wêreld te verander. om alles te verander, want dit is sy woord. Dis hy wat spreek. Die vraag is net, gaan ons luister? Ek dink aan die disippels toe Jesus nou opgevaar het en hulle die Heilige Gees ontvang het. Toe hulle daar uitgaan, praat die Bybel van waar basies die hele wêreld omgedop is deur die woord wat hulle gaan verkondig het. So ons het nog daardie voorreg wat nog moet kom. En is ons God se hande, is ons sy stem op aarde? So, Maar om in Christus te lewe, moet ons ook ons gesindheid, ons fokuspunt, ons einde, ons doel, wat hemel is, moet ons voor oë hou. Ons gedagtes moenie net op die tydelike wees nie. 2 Korintiërs 4, gaan ons soontoe gaan. 2 Korintiërs 4. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Waar is ons fokus? Hoe leef ons in Christus? Is ons oorweldig deur ons omstandighede, die huidiglik, die tydelike goeders? En dit is nie te sê dat ons nie die wasgoed moet was nie, want dit is tydelik. Of wat ook al die voorbeeld is wat nie die omstandighede dalk is. verantwoordelike wat jy het elke dag, die daaglikse dinge wat gebeur. Vir my wat dit op neerkom is, dit maak net vir jou meer sin, hoekom jy moet optree en doen wat jy moet doen, wanneer jy die ewige raak sien. So ek het Ons 'n hierdie week, groter prentjie. het ek het na 'n podcast geluister, terwyl ek op die pad was, en in die podcast was dit 'n ateïs, wat in gesprek was met iemand wat glo in die Bybel. En 'n baie groot kenner is in die Bybel. Dit was baie interessant geweest, hulle het nou so die persoon wat nou vir die Bybelkundige, as ek dit so kan stel, nou mee met hom praat en vir hom vra en goed. Dit is baie interessant, die heen en weer die hele tyd. En wat by my opgekom het is, die persoon het baie goeie antwoorde gegee die Bybel uit. Maar daar's een ding wat nie daar was nie. Dis die Engelse woord missing, nee? Dit was net nie daar gewees nie. En dit is die groot stryd. En dit is waar die ewige ding aankom. Is wanneer ons, dit is nie net van, wanneer het praat van die onsigbare, is dit nie net van eendag die goeie, die hemel, ergens daar in die toekoms, gaan wonderlik wees, en is dit nie. Nee, dis onsigbaar in van, wat is eintlik aan die gang? Ja. Dis die onsigbare van, wat is die vyand besig om te doen? Hoekom is hy besig om te doen? Wie is God? Verstaan nie, om sy karakter te verstaan. Dit is daai tipe van ding, maar die enigste manier ons dit werklik kan verstaan is ons moet teruggaan in tyd. Ons moet teruggaan en begin, waar is die begin? Hoekom die dinge so gebeur soos wat daar gebeur het? Hoe het sonde ontstaan? Hoekom het dit ontstaan? Hoe het dit op die aarde gebeur? Ons moet na die hele proses kyk. Dis waar die onsigbare aankom. Om te verstaan wat het gebeur, hoekom het dit gebeur, hoekom het God so opgetree, hoekom was Jesus gestuur, daai hele verlossingsplan proses, dan die groot stryd, en wat alles aangaan. As jy daai kan verstaan, en dit raak sien, dan maak die lewe soveel meer sin. En soos wat jy nou noem,
was goed. Daaglikse dingetjies wat jy kan vir jouself sê, maar dis klein verantwoordelikheid, maak dit regtig saak, né? Of maak hierdie dingetjie saak, of maak daai dingetjie saak. Wanneer ons die groter prentjie sien ons wie God werklik is. Dis die belangrikste van absoluut alles in die lewe, is om te sien wie God werklik is, sy karakter. Wanneer ons God se karakter sien, dan besef ons, die klein dingetjies maak saak. Ja. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. So, Om Jesus te ken is die lewe. Ons sien dit ook in Micha 5 vers 8. Ja. So is ons gedagtes aan die negatief en die positiewe kant in terme van is ons negatief oor ons omstandighede, is ons negatief oor die groot stryd, is ons positief oor die uitdagings wat ons kry. Want dit is 'n geleentheid om ons geloof te versterk, om geleentheid om ons karakters te skaaf. Daar's 'n vriendin van my wat sê soos 'n karakterbou vir haar kinders, daai waar sy heeltyd met dit moet sukkel, is eintlik vir die lekkerste. Want dit is waar sy die groei kan sien. ja. En partykeer sien mens op teen dit wat moeilik en onaangenaam voel, maar eintlik moet ons opgewonde wees, want dit beteken die Heilige Gees werk in ons. Ons kan sy stem hoor en ons moet daar volgens optree. Die ding is, dit is soos wanneer jy begin oefening doen, né? In die begin, dan jou liggaam is seer, en jy voel soos was hierdie nou 'n goeie idee gewees? Wat doen ons aan onsself? So, die probleem is wanneer jy nie konsekwent is nie, dan moet jy hele deur daai moeilike proses gaan. Ja. Maar dan is so, sê maar byvoorbeeld, jy oefen baie hard, en dan sê jy so, ek voel nie lekker nie. Of jy raak net siek. En dan 'n maand later, dan sê kom ek probeer maar weer, dan gaan jy weer dieselfde. Maar wanneer jy konsekwent is, en sê maar die volgende dag gaan jy maar net weer, die volgende dag doen jy maar net weer, en weer en so gaan aan. Dan kom jy agter, ja, jy is miskien nog steeds seer, ja, dit is nog steeds moeilik, Maar dit raak lekker. maar jy begin te sien dat daar is positiewe dinge wat jy begin raak sien. Jy begin sterker word, fikser word, wat ook al dit mag wees, né? So die positiewe eienskappe begin dan voor te kom. Dit vat 'n tyd om laat dit gebeur, maar sodra dit begin gebeur, dan kom jy soos maar, hey, hierdie is nie vir niks nie. Dit is presies wat met ons geestelike lewe. So baie keer dan ons druk deur hierdie moeilik, ons probeer net maar gees maar weer op. Ja. Dat is nie konsekwent. Sodra ons net begin konsekwent kom, in 'n ritme aankom, en die Heilige Gees toelaat om ons te lei, en nie die stem, ek wil amper sê, Af te stomp. ja, dit is baie keer probeer ons ore toedruk. Ons wil nie nou luister nie, want dit is nie gemaklik om nou te Dis nie luister. nou 'n geleentheid nie. Ja, Lieg ons En- vir onsself. en so, maar wanneer ons wel luister, en ingee, op 'n goeie manier, vir daai stem, en sê, Dis vir ons die kom ek beheer probeer- oorgee op 'n manier, ja. Kom ek probeer dit, kom ek doen wat die Heilige Gees nou vir my sê. En jy is net bietjie konsekwent, doen dit net vir, wat hulle sê, 21 dae. is 21 dae, né? Om 'n gewoonte- om 'n nuwe gewoonte aan te leer. Doen dit vir 21 dae en kyk. Ja. Sê vir jou. Wat kan jy verloor? Ja. So, ja, nee, dit is vir my ongelooflik wat die Here vir ons wil doen. So wat beteken dit ook om hemelswaarts jou oë te rig eerder as aardgesind te wees? Ek dink dis om ons sending vooruit te hou. Ons het in 'n vorige studie het ons spesifiek oor gepraat dat ons is ambassadeurs. En wat doen 'n ambassadeur? Hy verteenwoordig. Hy vergeet nie sy land nie. Verstaan jy? Dis nie van hy trek nou na hierdie nuwe land toe of na 'n ander land toe en hy's ambassadeur vir sy land daar, maar dan vergeet hy van sy eie land nie. Nee, hy is heel bewus van sy eie land. Hy weet wat daar aangaan. Verstaan jy? Hy's in kontak met daai land. Hy verloor die kontak nie. Hy's in kontak met daai land. Hy's in kontak met die mense wat bo hom is in daardie land. Hy's 'n mondstuk vir die Verstaan land jy? in waar die land waar hy is. So sy missie is heeltyd voor oë. En dieselfde met ons, is dit ons ambassadeurs. Maar die vraag is, vergeet ons nie miskien van ons land nie? Waar is jou gedagte? Is ons in koneksie met ons land? Verstaan jy? En luister ons na die leierskap van ons land, as jy hoor wat ek sê. Ja. Of gaan ek maar net voort my lewe en ek verloor daai fokus?
So ek dink dit is deel van waar hy sê, in Kolossense 3 vers 2 is, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. So, waar die fokuspunt is dit moet teruggeskui word na waar God is, en dit wat God vir ons gegee het. Dit sluit nou aan by die volgende gedeelte wat basies dieselfde is, maar die vraag is, waar is ons gedagtes gewoonlik? Ons moet baie spesifiek wees. Dit help nie net, ons sê, ja, dit moet nou daar wees, en dit is wonderlik en alles, en dan gaan ons maar net weer aan met ons leven. Die vraag is, waaraan spandeer ons gedagtes die meeste? En 'n voorbeeld daarvan is, wat ek dadelik by my opkom, is, as jy op jou foon gaan, ek dink ons meeste fone het dit, dus 99% van alle fone deesdae het dit, waar jy kan gaan onder jou settings, en kan jy gaan kyk onder jou screen time, om te sien watse apps gebruik jy die meeste. Nou, dit is baie interessant. En dan kan jy sien hoeveel persent, en dan met baie fone kan jy ook sien hoeveel tyd jy spandeer het. Minute, ja. En dis skrikwekkend, iemand het een keer uit ek gewys vir hulle het 'n studie gedoen onder jong mense, soos in onder 18, tussen 13 en 18 of iets soos dit, en waar hulle iets praat van, ek dink tussen 4 en 6 ure elke dag op Dit is 'n volle skooldag. Ja, TikTok, Instagram en al die tipe van goed, wat Sosiale media. Skrikwekkend. Die punt is, as hulle vir hulle vra, soos hoe lank dink jy, as hulle soos in 'n uur, wat ek al, dis eintlik 5 of 6 keer meer, as wat hulle dink dit is. So, ons moet spesifiek wees. Ons kan miskien, as jy nou die vraag vir jouself vra, of iemand anders vra dit vir jou, soos in, waar spandeer jy gedagtes die meeste van die tyd? Dan kan jy vanaf dink, soos in, ja, wat ook al. Die enigste manier jy werklik gaan weet, is jy moet baie presies gaan wees, jy moet spesifiek gaan wees, jy moet gaan sê, okay, ek gaan hierdie dag probeer, bewus wees van my gedagtes. Soos in, letterlik, selfs al sit jy 'n timer op jou selfoon, dat jy vir jou sê, soos in, okay, waar is my gedagtes nou gewees? Soos, nee, maar wat ek bedoel, as jy nie bewus is nie, want baie keer gaan jy net hierdie dag en jy survive net partykeer. Ja. So, as jy nou kies, dat jy vir jouself spesifiek vra, waar was my gedagtes nou net gewees? Die ding is, ons is meeste van die tyd nie teenwoordig nie. Ja. Ons is nie daar nie. Ons is besig met soveel dinge, en ons gedagtes hardloop die hele wêreld vol, en ons is nie teenwoordig in ons eie gedagtes. Dit klink dom, maar dit is eintlik maar hoe dit is. Dis hoekom jy baie keer deur die dag gaan, en kan nie regtig, dis so 'n warrelboel, jy kan nie regtig veel onthou nie, dit was net chaos. Wanneer jy elke oomblik deur die dag gaan, en net teenwoordig is, in elke oomblik, probeer dit, né? Sal jy ook sien, dat dit, al is dit stresvol, al gebeur daar dinge, al loop dinge skeef, op die einde van die dag, is dit minder chaoties, as wat jy eintlik gedink het. Wanneer jy werklik teenwoordig is. Dan kan jy ook baie keer duideliker probleme raak sien, en konneksie wees met God, en probleme oplos. Wanneer ons teenwoordig is. Maar wanneer ons teenwoordig is, en bewus is van ons gedagtes die dag, om te sien, joh, maar ek was vandag baie negatief, of ek het hierdie en hierdie gesê vir die persoon, ek moes nie eintlik het gedoen het nie, nee? Jy kan nie dit sien, jy kan nie daai ervaar, en op daai uitkoms kom, wanneer jy teenwoordig is, deur die dag, wanneer jy werklik elke oomblik bewus is, van wat jy dink, elke oomblik, wat jy sê, wat jy doen, en so voort. So wat ek wil graag doen, is ek wil mense uitdaag, om te sê, luister jy, probeer het. Begin elke dag, sê, vandag, en het gaan nie maklik wees, jy gaan miskien 'n gedeelte van die dag, en die res gaan weer, probeer net aan, hou net aan. Dis daai oefening van 'n gewoonte, wat mens moet net inlê. En ek dink, ons gaan baie vinnig kan agterkom, en sien, waar het ek groei nodig, waar het ek, wat ook al, en dan vir die Here vra, asseblief, help my met hierdie, help my met daai. En dan moet jy gaan sit en dink, en beplan, en gaan navorsing doen indien moontlik, om te sien, maar okay, hoe kan ek daardie probleem oplos? En dan dit begin toepas. Al is dit 'n proses van 'n week voordat jy by die toepassing kom, laat jou gedagtes beweeg, en dinge raak sien, vra vir die Here om jou te wys, hoe om dit op te los. Want elkeen van ons situasies is anders. So ek dink die hele punt is, ons moet meer spesifiek wees. Daar is ook 'n gedeelte van Handelinge van die Apostels wat ek graag wil lees, en dit sê, ons groot behoefte is aan die krag van 'n hoër, reiner, edeler lewe.
Die wêreld neem te veel van ons gedagtes in beslag en die koninkryk van die hemele te min. Ek gebruik nou maar weer die voorbeeld van wasgoed. As ek dit ophang en ek dink dit is 'n slep, of as ek dit ophang en sien, maar dit is 'n manier om my gesin te bedien. Daar is al reeds daar die hemelse visie, eerder as wat om te dink, ag, dis nog iets wat ek moet doen. Of om te dink, maar, hey, dit is iets wat die Here vir my 'n voorreg gee om te doen vir my gesin. Ja. Jy weet, net daai een ding, soos daai gedig gaan oor, thank you Lord for dirty dishes. Daai hele ding is, hoe sien ons dit wat voor ons lê? Sure. Ja. Ja, nee, definitief. In die volgende gedeelte, kom ons lees verder in Kolossense 3 en van vers 5 tot 11. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Siet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. So ons sien baie duidelik hierso waar Paulus gebruik baie spesifieke woorde. En hy begin deur te sê, maak dood. Dis nie 'n sagte woord nie. Dis 'n baie spesifieke, sterk woord wat Paulus hierso gebruik, wat vir ons 'n duidelike, radikale breek bring, 'n radikale. van wat ons moet van ontslae raak. En dan begin hy deur die lys te gaan om te sê wat dit alles is. En ons het nou alles nou hierso gesien wat hy daar genoem het. So die hele punt is dat baie keer probeer ons, ek wil nie sê sonder te regverdig nie, maar dit af te maak asof dit is nie so erg nie. Ja, ons sê dit te ligtelik. Baie keer is dit so, ag, daar is nie so bad nie, daar is nie so, wat ook al mag wees. Hoe erg was dit dan, dat Adam en Eva 'n vrug geëet het? Soos as ons regtig dink, dis my punt, as ons regtig dink dat 'n sondetjie klein is, Ja. dan is God my heeltemal onregverdig geweest dat dit is 'n vrug. Ja. Nee, God is spesifiek vir 'n rede. Al verstaan jy nie die volheid daarvan nie, is daar genoeg wat hy vir ons gee, dat ons hom kan vertrou. Definitief. Sonde, ek wil dit ook in teenstelling met vers 12, is my so mooi, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Is dit, hier kom die vrug van die Gees dan nou weer uit. As ons daar die keuse maak om dit wat teen God se karakter is, dood te maak, dan kan hy ons invul en hy kan in ons sy vrug bewerkstellig. En ons sien dit in Romeine 6 vers 6 wat sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou doen nie. En so die hele punt is dat daar is hierdie ouwe mens, hierdie sondige natuur wat moet sterf. Ons het vroeger gepraat oor om ons wil oor te gee en dat ons wil verenig kan word met God se wil. So wanneer ek iets wil doen, dit is om terug te kom in die beheer ding, né? Dis nie God wat beheer neem oor my lewe in die sin dat hy doen alles nou vir my nie. Ja. Dit gaan oor hy vul my. En as gevolg daarvan word my wil, dit wat ek soek in die lewe, word verenig met dit is amper byvoorbeeld, né? Hulle sê maar as mense wat getroud is, hoe langer hulle saam leef, hoe meer lyk hulle na mekaar. Dis letterlik soos jy word een met die persoon, Ja. né? Soos jy kan baie keer, as jy net kyk na my, dan sê jy weet wat hy nou weer dink, wat ook al mag wees, né? En ons is nie so lank getroud nie. My punt is net, dat hoe meer jy nou konneksie is met God,
hoe meer word jou wil dieselfde as wat syne, julle soek dieselfde ding. Dis nie dat hy neem oor en dwing dit op jou af nie, maar dit word een. Ja. Dis wat God vir ons wil doen. Verstaan nie? So, maar die enigste manier hoe dit moontlik is dat God kan nie een wees met sonde nie. Ja. God kan nie in konneksie wees met ons as ek iets het in my lewe wat skeiding bring tussen ons nie. En dit is krities. Ja. Verstaan nie? So ek moet letterlik kyk in my eie lewe en sê, okay, wat is daar wat skeiding bring tussen my en my Skepper? Verstaan nie? En dan moet ek elke dag doodgaan vir dit. Ja. En dan kan sy woord my opwek, sodat ek daardie dag kan lewe saam met Christus. En ek dink dit is die hele punt, is dat ons kan sien, ons het nou eerder gelees, die vers 12 wat sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming en goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Beklee julle dan. Hoe word ons beklee? Deur die geregtigheid van Christus is iets wat ons aanneem, wat ons, Maar is dit ons geregtigheid? nee, Kom dit van onsself af? nee, Kan ek iets doen om dit te kry? ons kan die Here vra. Ja, maar is daar enige werke wat ek kan Nee. doen om dit, soos in, Ons kan dit nie verdien nie. nee, ons kan dit nie verdien, dis die punt, nee. So, dit is 'n gawe van God, maar ons moet dit aanvaar. Dus daar is daai keuse wat gemaak moet word om dit te aanvaar. Maar, dis amper deel daarvan, is om te kom wanneer, en ek dink ons het al hier gesels in die verlede, wanneer jy bid, en vir Here vra, Here, doen enigiets en alles, dat ek altyd U sal kies, of wat ook al dit mag wees, soos in, neem oor, en wanneer jy vir die Here daardie toegang gee, maar ek wil amper sê die reg gee, om te kan intree, want dis wat ons, ek sê, God se gentleman, verstaan jy, hy is liefde, en liefde dwing nie, verstaan jy, so, maar wanneer ek God die reg gee, sê, asseblief, neem oor in my lewe, nee? Dit kan gevaarlik wees, en baie keer gaan jy miskien dinge ervaar, wat jy soos in, sure, okay, moes ek daai gebid het? Jy gaan miskien so voel, maar dit is die beste. Dis soos die ryk jong man. Jesus het geweet dat dit wat in sy pad staan, is sy rykdom. As hy daarvan weggedoen het, soos wat die Here vir hom aanbeveel het, dan sou hy niks meer gehad het wat tussen hom staan nie. En net so kan die Here ook iets wegneem, as jy hom die vra, om dit wat tussen jou en hom staan, sal hy kan wegneem. Maar hy wil hê ons moet daardie keuse maak om dit self weg te gee. Eerder as wat iets wat dalk meer kosbaar is, weggeneem word, as wat ons besluit om ons fokus op hom te sit. Dit wat ons kan doen, word hier in hierdie stukkie volgende baie duidelik gemaak. Ons keuse wat ons moet maak. Wy jouself elke oggend aan God. Maak dit jou heel eerste werk. Dis die keuse wat ons het. Laat jou gebed wees, neem my, o Here, as geheel en al die ewe. Ek lê al my planne aan u voete neer. Gebruik my vandag in die diens. Bly by my en laat al my werk in u gedoen word. Dit is 'n daaglikse saak. Wy jouself elke oggend aan God vir daardie dag. Gee al jou planne aan hom oor om uitgevoer of te laat vaar word soos hy voorsien het. So kan jy dag na dag jou lewe in die hande van God oorgee en so sal jou lewe al meer na die lewe van Christus gevorm word. Dit is baie maklik om 'n keuse te maak. Maar is dit maklik om dit altyd uit te voer? Maar, soos wat jy nou noem, meeste mense, as ons nou vir 'n voorbeeld kyk, as 'n nuwe jaar begin, dan het mense nuwejaarsvoornemens. So, jy maak 'n keuse, sê, hierdie jaar gaan ek dit en dit en dit doen, nee? En dit is wonderlik. Verstaan, dit is regtig, dit is 'n goeie ding om 'n voorneme te maak. 'n positiewe verandering. En sê, luister, hierdie wil ek doen. Ongelukkig wys statistieke vir ons dat 98% van mense, dis geweldig baie, hou nie by hulle nuwejaarsvoorneme nie. Nee? En hierso kan ons eintlik sien wat die probleem is, want dit word nie daagliks opnuut voorgeneem nie. Maar dit is die hele punt wat ek probeer maak, né? Is dat, hoekom neem ons nuwejaarsvoorneme? Hoekom wag ons vir 'n nuwe jaar om 'n voorneme te maak?
elke dag is 'n nuwe dag. En selfs die dag, baie keer is dit soos jy kan soos besluit, okay, weet jy wat, nee, ek gaan in die oggend oefening doen. En as jy sien, is die oggend verby, en is dit amper aand, dan is jy okay, ek gaan maar môre weer probeer. Nee, die dag is nog nie verby nie. Gaan doen jou oefening, verstaan jy my punt? So ons, elke oomblik is 'n nuwe oomblik, elke uur is 'n nuwe uur, elke sekond is 'n nuwe sekond. Gebruik dit. Ja. Verstaan jy? Ons wag vir volgende jaar, ons wag vir volgende maand, vir volgende week, vir 'n volgende dag. Nee, doen dit nou. Verstaan jy, soos ons sien 'n baie duidelike voorbeeld, Josua wat sê, vandag, nie hierdie week of hierdie jaar nie, nee, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Maak vandag die regte keuse. Verstaan jy, so, wanneer ek kom met nuwejaarsvoorneme, ek het niks teen dit nie, maar persoonlik hou ek nie daarvan nie. Omdat mense, jy gaan teen 'n muur vasloop ergens. Ergens gaan daar 'n klip in jou pad rol, wat dinge gaan moeilik maak, en waar jy miskien nie 100% gaan byhou nie, en as dit soos Ag, nou moet ek wag tot volg. Nee, wag. Nee, maar die gedagte daarvan. Ja, maar dit gaan oor soos jy gee maar nou net, dit gebeur nou, as jy sien is 'n maand verby, 2 maande verby, en die jaar gaan dit dan, en dan is die jaar nou verby, is dit van, kom ek probeer maar weer. Nee, elke dag is 'n nuwe dag, en God gee daar, is 'n gawe vir ons. Verstaan nie? So, en die hele punt is dat dit is 'n daaglikse saak. Dit is 'n daaglikse proses, wat ons elke liewe dag, onsself moet oorgee aan God. En hom moet toelaat, om in ons lewe te kom, dat ons gevul kan wees, en ware ligte kan wees, want die lig wat ons uitleef, is nie ons eie lig nie, dis God wat deur ons skyn. Kom ons lees dit weer, Kolossense 3 vers 12 en 13. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. Dit is baie interessant, so in vers 12, dan sien ons, daar's 'n drievoudige identiteit. Daar's uitverkorenes, heiliges en geliefdes. So, God het ons uitgekies, heel eerste. En omdat hy werk in ons, word ons heilig. Want niemand is goed nie. Nee, Jesus eie woorde is, dis net God wat goed is, nee? Dis net God wat heilig is. Maar, daar is 'n heiligmakingsproses, wat Christus in my wil doen. Hy het my uitverkies. Die vraag is, kies ek hom terug? Want ons almal uitverkies. Ja. God het almal gekies. Niemand is vir die verderf bestem nie. Maar, die vraag is, kies ek terug, laat ek hom toe, om daai proses in my lewe te doen, en dan die derde gedeelte is, om daai liefde uit te leef, en dit kom nou in by die volgende gedeelte, wat sê, verdra mekaar, en vergewe mekaar. Want dit is waar, wanneer ek deur daai proses gekom het, en wanneer ek dit uitleef, die goedertierenheid leef, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, dan is dit moontlik om mekaar te verdra. Dan is dit moontlik om mekaar te vergewe, en op 'n manier op te tree, want ons almal maak foute. Ons baie keer tree ons op 'n manier dat ons nie moet optree nie. En ons moet bewus wees, ons almal maak foute. Maar kom ons wees daar van mekaar, en kom ons leef, en tree op soos wat Jesus sou opgetree het, in alle situasies. En dit is wat God van ons verwag. Dit is deel van daardie manier hoe ons moet leef in Christus. En as ons dan nou die kenmerke, hoe weet ons dat die Heilige Gees in ons werk? Deur die vrug. En ons lees vers 15 tot 17. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, eensgesindheid, in julle harte heers, en wees dankbaar. Waar is ons gedagtes? Is dit heeltyd negatief en kla, of is ons dankbaar? Is ons positief? Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Die woord van Christus, die woord. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van Here. Ek moet sê, 'n goeie hymn of lied
As dit vas in jou kop, kan dit jou deur 'n baie moeilike tyd dra. Of dit kan jou half net weer vernuwe in jou gemoed. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Sjoe. Dit is hoe ons op die ouend gaan word. Alles wat ons doen in woord en daad, as ons dit in Christus se naam doen, dan gaan ons sy karakter uitbeeld. Ons gaan daai ware ambassadeur wees. En ons gaan 'n vernuwing van ons lewe, van ons gewoontes, van ons gesindheid. Ons gaan meer hemelsgesind wees as ons toelaat dat hy in ons werk. En vir my is dit so, hy gee die voorbeeld in vers 11, sien ons sien 4 maniere hoe hy dit vir ons is afduidelik. So eerstens is etnies, Griek vir Jood, godsdienstig, so hy praat van besnede en onbesnede, kultureel, barbaarskheid, en dan sosiaal, slaaf of vryman. En hy gebruik hierdie voorbeelde om te sê dat dit is die uiterlike wat ons na kyk, as mense sin rasse, Klas. daai kultuur, of wat ook al dit mag wees, die klas soos jy sê, wat ook al dit mag wees, dit daar is die uiterlike, daar is die tydelike, nee? Waarna kyk God? Die hart. So ons sien, byvoorbeeld as ek kyk na Dawid, toe God vir Dawid gekies om koning te word. Ek dink in vergelyking met Saul, ek bedoel Saul se klere was heeltemal te groot vir hom. En hy was hy was nog 'n seun gewees, hy was nog baie jonk. Ja. En hy was, byvoorbeeld as die feit Saul was lank gewees, en mense het kyk na die uiterlike. Ja. Selfs as jy kyk na die storie van Saul, dus mense het reg gekyk na die uiterlike. Fisies, ja. Van die fisiese. En met Dawid, God kyk na die hart. Hy kyk nie soos in die persoon, is van hy kyk na die hart. En dieselfde met hierdie hele gedeelte wat ons sien in vers 11, is God kyk na die hart. Dit is waarna ons moet kyk, is na die hart nommer 1, en nommer 2 is dat dit is hoe ons na ander mense moet kyk, en hoe ons self moet uitleef, is Christus, wat in my werk, wil in elke ander persoon werk. En dit is wat, wanneer daar waarlik, ek wil amper sê, 'n kerkstruktuur kan wees, en 'n sending missie kan wees, as 'n weermag, Eenheid. 'n ware eenheid, om te doen wat God van ons verwag om te doen. Want, vir die wêreld daar buite, hulle kyk na die uiterlike. Verstaan jy? Hulle kyk na al daai tipe van dinge. So, 'n slaaf gaan na 'n ander slaaf toe kan gaan, en hy kan daar gaan lig wees. Ons elkeen het ons eie En iemand wat onder die verskillende wat ook al dit mag wees. Die punt wat ek wil maak is dat God gebruik elke liewe een, waar ook al hy is, om sy werk, sy karakter, uit te straal na die mense daar buitentoe. En ons moet dit kan raak sien. Ons moet buite dit alles kan staan en kan raak sien dit wat God graag wil doen. En in plaas van soos wat die wêreld dit wil opmaak om te wees, dat om skeiding, want dis wat die vyand wil doen. Hy wil skeiding bring tussen ons almal. Nee? Hy wil hierdie klasse, rasse, al hierdie tipe van goeders, dis wat die vyand doen. Die hele punt is God is oor as dit. En hy wil ons verder vat as dit. Ja. Maar die wêreld kyk daaraan vas. Ons moet nie dit doen nie. Ons kan eintlik daai verskille gebruik om mense te bereik, eerder as wat dit ons laat skei. Dis eintlik waarop dit neerkom. En dit is deel van die kenmerke van 'n nuwe lewe. Die kenmerke is nie die uiterlike nie, dis die innerlike. Alhoewel dit ook uitgaan na die uiterlike toe, maar jy hoor wat ek sê. Ja. So, en dan gaan dit aan, en dit gee vir ons hierdie, wat jy ook gepraat het van die om te loof, en om musiek is deel daarvan, lofsang en geestelike liederinge, sing in julle hart met dankbaarheid tot die eer van die Here. So, om God te loof en te prys, is deel van aanbidding. En deel daarvan, deel van om te loof en prys, is nie net om uiterlik te sing nie, alhoewel dit belangrik is, maar dit is daai innerlike prys van, 'n goeie voorbeeld is, as ek kyk na my pa, as ons baie keer op die plaas gewerk het hy altyd gesê, wanneer ons iets reg kry, prys die Here. My oupa is ook altyd so, nee? Soos in, wanneer jy sukkel, jy bid, en dan kry jy dit reg, en dan vergeet jy nie dat jy gevra het vir hulp nie, jy erken dat God het jou gehelp, verstaan jy? Dit is daai uiterlike
om te sê dankie Here, verstaan jy? En dit is deel van hoe ons moet leef. So hoe kan ons prakties hemelgesind wees sonder om wêreldvreemd te word, sonder om, soos Martha en Maria. Maria het die goeie gekies om by Jesus se voete te wees, terwyl Martha die tydelike dinge gedoen het wat gedoen moes word. Ja. Maar hoe kry ons daardie balans Om nog steeds ons daaglikse verantwoordelikhede na te kom. en tog hemelsgesind te wees deur dit? Ek dink dit gaan oor wat 'n struktuur jy in jou lewe. Is dat baie keer dan begin ons by die verkeerde punt. Ja. En ons begin by die tydelike en dan werk ons na die ewige toe. Kyk of wat tyd is partykeer Ja. vir die ewige. So kom ons begin dit reg. Kom ons begin ons dag met God. Kom ons begin ons dag met die ewige. Dit gee vir ons konteks. Dit gee vir ons perspektief. En wanneer ons dag so begin, is dit net is altyd net beter. Ons weet dit. Almal wat dit ooit gedoen het, weet. Dit is My net soveel beter. gunsteling gedig van alle tye. Volgende keer sal ek dit vir ons lees. O, jy kan nie dit nou so los nie. Ek is nou baie nuuskierig. Ons moet afsluit en om alles bymekaar te bring, is dit baie belangrik dat ons moet besef dat wie ons is, ons identiteit, bepaal hoe ons gaan leef. As ek nie weet wie ek is nie, of ek die verkeerde prentjie het van wie ek is, of van waar ek kom, is dit baie hartseer wanneer ek kyk na mense wat ateïste is, mense wat glo in evolusie, wat glo hulle kom van ape af, en jy weet, alles het niks in ontstaan, en as jy doodgaan, is dit die einde, en ons niks verder. Soos in, wat se tipe lewe is dit? So, wanneer ons werklik kan besef, en die waarheid kan raak sien, om te sien, wie het my geskep, en my identiteit te vind in Christus, die een wat my geskep het, die een wat sy lewe vir my kom gee het, en wat my wil kom herskep, nee, dan gaan ek ware perspektief kry in die lewe. Dan gaan ek gaan sien, maar ek gaan verstaan hoekom dit en hoekom dat. Ek gaan die kleiner dinge in die lewe kan verstaan. En dan gaan ek die groter dinge nog beter kan verstaan. En dis wat God graag vir ons wil hê. Hy wil vir ons hê dat ons moet hierdie lewe van oorvloed leef. En onthou, die hele punt van om in Christus te wil leef en daardie oefening dat hy in ons, deur ons, met ons en vir ons werk, dat ons vir hom werk, die hele punt daarvan is dat ons weer verenig kan word met hom. Absoluut. En om af te sluit, wil ek baie graag Filippense 1:21 lees. En dit sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jy sien, om te kan sê die sterwe is 'n wins, moet jy eers kan sê vir my is die lewe Christus. En ons het vandag kyk na hoe leef ons in Christus? Hoe leef ons hierdie lewe van om 'n ware Christen te wees? Om te kan sê nie my wil nie, maar u wil. Om te kan sê dat ek leef 'n lewe wat gelei word deur die Heilige Gees. Hoe is dit moontlik? En ons moet dit prakties kan maak in ons eie lewe. En ons moet en die beste manier is vra vir God dat hy vir jou openbaar. Dit is soos Jesus wat sê, as jy as 'n seun vra vir sy pa vir 'n brood, gaan hom 'n klip gee. Of vir 'n vis en 'n slang gee, wat ook al mag wees. Nee, dieselfde met die Here, is hy wil vir ons die beste gee. Kom ons vra vir hom, hy sal homself aan ons openbaar. Kom ons doen dit elke dag. Here, dankie vir die goedheid. Dankie dat u ons skepper is. Dankie dat u vir ons, dat u ons nie net gelos het nie, dat u gekom het, die lewe vir ons gegee het, gesterf het, sodat ons 'n nuwe lewe elke dag kan opstaan. Help asseblief dat ons daai keuse sal maak om te sterf vir die sonde, om ons lewe van die ou mens neer te lê. Here, in elke dag, elke oomblik, nuut in u sal leef, sodat mense wat om my is, die wêreld daar buite, wanneer hulle ons sal kyk, dat hulle nie my sal sien nie, maar dat hulle u sal sien. Die ware lig is my gebed in u naam. Amen.